So my tema vandag is vreesloos. Nou, dis nie iets wat regtig kan gebeur nie. Ons kan nie regtig vreesloos wees nie. Ons kan dink naby daaraan kom. Maar toe ek nou begin preek maak en ek begin dink oor hierdie dinge, toe besef ek het dalk bietjie baie afgebyt. Daar is ongelooflik baie wat mens kan sê hieroor. Toe ek nou gaan sit en 'n paar dinge neerskryf toe is ek baie vinnig op 30 bladsye. Ek kan amper 'n boek oor vrees nou uitgee as ek wil. So om dit af te kry, om genoeg te wees vir 'n preek was nou nie maklik nie, maar ek hoop en bid dat ons ook hier iets sal wegneem. Ons kan nou nie vandag alles sê wat daar te sê is nie, maar ek hoop dat ons ook hier sal uitstap en sal besef dat vrees nie altyd is wat ons dink dit is nie. Dat die dinge wat ons bang maak, baie keer so onnodig is. Maar voor ons daarby kom ons bid ook saam. Here, ons liefdevolle hemelse Vader. Here, baie dankie dat U saam met ons gaan, dat U by ons is. Dat ons ook verlede week kon hoor, soos die Emmausgangers, al besef ons dit nie altyd nie, is U by ons. Beskerm U ons en is U aan ons kant. Here, dankie dat ons vanoggend genoeg krag het en energie om ook te kon opstaan. Dankie vir die mooi môre en dat ons ook hier in die huis saam kan wees. Here, dankie vir die gemeente, vir die gemeenskap van gelowiges wat mekaar ook ondersteun. Wat mekaar dra en mekaar bystaan as ons dalk bang is. Here, ons bid vanoggend vir almal wat siek is, wat op 'n manier eensaamheid beleef, wat voel dat U hulle vergeet het. Here, help dat hulle ook U liefde sal ervaar. Help dat ons dit vir hulle sal wys. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou, Vrydag op 'n stadium, toe soek ek na 'n klomp ou dokumente daar in my kantoor. Van die goeders is nou nog in bokse en ek kry 'n ou leer met al my ou rapporte in en toe nou ook 'n paar baie konfidensiële verslae. My beroepsvoorligtingsverslae. Van ek dink die eerste een was toe ek 15 jaar oud was. Nou in hierdie verslae het hulle nou 'n klomp mooi dinge ook daarom gesê. Maar ook goeters wat nou nie vir my so lekker was om te lees nie. Nou op daai stadium toe ek nou 15 jaar oud was, sê hulle die dinge wat my laagste belangstelling op daai stadium was enigiets wat met sosiale dinge te doen het. Ek het net nie gehou daarvan nie en masjinerie. So dit was my laagste belangstelling. Onder die opskrif selfbeeld is die laaste sin: hy is skaam en by tye baie gereserveerd. By my persoonlikheidsprofiel sê dit. Ekskuus. Dit sê sy geneigtheid tot skaamheid, gesien teen die agtergrond van moontlike onderliggende angstigheid en ontoereikende selfhandhawing, word nie as patologies beskou nie. Daarom nie. Dis daarom nie patologies nie. Maar dit verdien nogtans die aandag van die na aan hom. Sy geneigtheid tot skaamheid. Sy angstigheid. Hierdie toets het gewys ek is 'n introvert. Sorg dinge eerder vir myself uit. En ek onthou nog op skool daai tye wat ons daai Afrikaanse praatjies moes hou in die klas en daai Engelse. Kyk, dit was vir my die vreeslikste ding waaraan ek kon dink. Ek het vir weke voor die tyd was ek bekommerd dat ek daarvoor moet gaan staan en voor 'n klas moet praat. Ek onthou nog toe ek op universiteit was, toe ek nou stads- en streeksbeplanning geswat het daai tyd. Ons het 'n projek daar in Makkelneek gedoen en hierdie projek moes ons voorlê aan 3 professors. So ek het voor daai 3 professors gestaan en my broek het so gebewe, my asem was so kort dat ek dink ek nie eintlik 'n woord uitgekry het.
Ek weet nie of hulle iets gehoor het daai dag nie. Dit het gevoel of my hele wêreld in mekaar tuimel, omdat ek voor 3 mense moes praat. Ek het gevoel hoe hierdie krippelende angs my half amper opvreet. En ek dink as iemand vir my op daardie stadium moes sê, maar jy gaan ten minste 1 keer 'n week voor ten minste 'n paar mense vir 'n uur lank moet gesels. Moet praat oor dinge, sou ek net baie hard vir hulle gelaag het. Ek sou gesê daar's nie 'n manier nie. Maar eers langs die pad, eers met die Here se hulp, het ek agtergekom dat mens gaan nie sommer net so maklik dood nie. Jy kan maar so nou en dan voor mense ook 'n foutjie maak. Hulle sal jou teen vergewe. Môre het hulle lankal vergeet, dan worry jy nog steeds oor hierdie ding. En nou dit nie naaste by so erg is soos mens dink nie. Ek dink so werk dit met meeste van ons vrese. Ek dink meeste van die tyd is dit wat ons in ons eie gedagtes optower, nie naaste by so gevaarlik soos ons dink nie. So die ding van vrees is, nou kan baie mense dalk vir ons sê, maar om bang te wees is 'n sonde. Om angstig te wees is nie noodwendig sonde nie. As mens gaan kyk, Jesus daar in die tuin van Getsemane, die angstigheid, die groot vrees wat oor hom kom, was nie 'n sonde nie. Dis iets wat die Here in ons kom skep het. Ons het ook angs nodig. Mens kry 'n gesonde vrees en dan kry jy 'n beheerste vrees. So wat is 'n gesonde vrees? Dis iets wat jou op jou toon hou. Dit hou jou aan die lewe. 'n Beheerste vrees maak jou stadig dood. Gesonde vrees is 'n geskenk van God. Ek meen, as jy nou nie vrees gehad het nie, dan sou jy dalk sonder om bang te wees voor 'n trok ingestap het. Jy sal ook met giftige slange gespeel het. Dalk van kraans af gespring het. Dalk nooit voorberei het vir 'n eksamen nie. Alhoewel as ek nou so aan al hierdie dinge dink, dan ken ek mense wat al hierdie goed al gedoen het. Daar is ongemaklike gevoelens binne ons in sekere omstandighede wat sê pas op. Hierdie is gevaarlik. Ek dink die probleem is as vrees die bestuurder van jou lewe word. As ons nou byvoorbeeld die voorbeeld van 'n kar gebruik. In hierdie motor van die lewe het ons vrees nodig. Hy kan so nou en dan saamry. Hy moet net nie agter die stuurwiel inskuif nie. Hy moet net nie begin om die besluite te maak nie. Want dan maak mens swak besluite. Begin ons kleiner leef as waarvoor God ons geskep het. Gesonde vrees kan vir ons sê, maar wees versigtig. Onbeheerste vrees sal sê, moenie leef nie. Gesonde vrees sê, berei jou voor vir dit wat kom. Onbeheerste vrees gaan sê, gee eerder maar op. Hou eintlik maar op, jy gaan dit nooit reg kry. Gesonde vrees sal sê, hier is 'n risiko. Onbeheerste vrees sal sê, daar is geen hoop. Die Bybel sal nie net vir ons sê, maar hou op bang wees nie. Stop net hierdie bangheid nie. Dit sê, daar's tye waar ons bang is, maar dan kom daar baie kere in die Bybel, ons kan 'n hele oggend besig wees met al die kere wat sê, van moenie bang wees nie. Baie keer sê hulle, as omtrent 365, hang af van wat se vertaling jy lees, kere in die Bybel wat sê, ons moenie bang wees nie. Waar God sê, moenie bang wees nie, en dan die rede, want ek is by jou. Soos daai bang kindjie in 'n donker kamer, as ma of pa daar opdaag, dan is die vrees iewes skielik weg. Selfs met ons, as ons weet die Here gaan saam. Ons vreesgevoelens verdwyn nie net sommer nie. Ek dink hoe langer ons saam met God stap, hoe meer besef ons het niks om te vrees nie. Ek dink vrees in ons lewe kan ons amper sien soos 'n rookalarm. Julle ken daai goeters in die dak. Nou met tyd
rookalarms gaan dan net 'n vreeslike alarm af, party spuit water. Nou, as 'n rookalarm mooi werk en daar's regtig 'n vuur, dan blus hy die vuur. Maar as daai ding begin afgaan elke keer as iemand net 'n potjie op die stoof sit of net 'n bietjie kos maak, dan moet jy weet daar's iets fout. Ek meen, dis ongemaklik as jy heeltyd na daai alarm moet luister of heeltyd moet opdroog omdat die water alles nat gespuit het. Dan moet ons na die Here toe gaan en sê, maar Here, hierdie dinge waaroor ek bang is, hierdie dinge waaroor ek so vrees, is dit regtig nodig? Here, help my met hierdie alarm, maak hom reg as hy stikkend is. Help dat ek nie skynvrese sal sien nie, maar wat regtig waar is. So om so 'n bietjie hierdie dinge meer te ondersoek, gaan ons daar lees uit 1 Johannes 4 vanaf vers 13. Ekskuus, laat ek net daar uitkom. So ver agter in die Bybel, 1 Johannes 4 vanaf vers 13. Ons lees vandag uit die 83 vertaling. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Ek meen, hoeveel nader kan ons kry as die Here in ons bly en ons in hom? Hy het ons sy gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder vir die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde van God wat God vir ons het. En ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Waar liefde is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees. Want vrees verwag nog straf. En wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê. Wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Ons lees tot sover. So ek dink as ek vir julle sal vra, ek dink almal van julle het al gesien wat vrees in mense se lewens kan doen. Ek het self eerstens lank terug toe ek nog 'n jong volwasse is gesien hoe vrees iemand wat jy voor lief is se lewe kan verwoes. Iemand se drome verwoes, hoe dit mense lam lê. Hoe dit mense se lewensvreugde kom steel. Vrees is baie keer ook 'n ding wat mense wreed maak. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie. Baie mense wat baie keer kwaad is en vinnig op hulle perdjie spring. Daai vegmeganisme is altyd aan die gang. Alles lyk vir hulle na gevaar. Enige iets wat jy dalk sê kan hulle trigger. Mense wat bang is, kom baie keer wreed voor. Daai mense wat altyd vinnig is om kwaad te word, is baie keer die bang mense. Bang mense voel maklik in 'n hoek vasgeverf. En dis amper soos as 'n hond seer kry. Ek weet nie of julle al dit gesien het nie. Ek was ook nog op skool toe my ma per ongeluk eendag oor ons Maltesie gery. En ek het haar probeer help, maar al wat sy gedoen het is my byt. Die pyn was net te veel. En baie keer gebeur dit in mense se lewens ook. Vrees skep maklik haat
in mense. So is eintlik vandag, as ek nou eers al daarby kan kom, is dit nogal skrikwekkend hoeveel mense regtig aan angs ly. Nuwe studies wys dat 1 uit elke 4 mense op een of ander stadium in hulle lewe aan 'n ernstige angsversteuring sal ly. Ons sien dit in baie mense vandag en ons gaan 'n bietjie gesels oor die redes hoekom dit gebeur. Hoekom leef mense vandag met soveel vrees? Hoekom is dit vandag erger as in ander tye in die mens se geskiedenis? Hulle sê fear, die akroniem vir fear is false evidence appearing real. False evidence appearing real. 'n Valsheid wat jou werklikheid begin oorneem. Waardeur jy die wêreld begin sien, skynmonsters, amper soos daar in die verhaal van Alice in Wonderland wat agter gordyn wegkruip. As jy maar net die gordyn kon wegvat en sien, maar dis eintlik maar 'n klein mannetjie wat daar agter die gordyn sit. Gevare wat groter lyk as wat hulle is. Ons is so bang vir seer kry. So bang vir doodgaan. Dat baie van hierdie dinge wat met ons gebeur later is wat ons so vrees, wat hier in ons koppe begin leef. Later is selfvervullende profesie word. Ons is so bang ons gaan dood dat ons nooit begin leef nie. So bang om voor mense te praat dat elke keer as ons voor mense staan ons 'n groot gemors daarvan maak. In Rustenburg, toe ek nou die verhoudingsterapie praktyk gehad het baie keer mense, hulle kinders wat eksamens skryf ook na my toe gebring en gesê, help asseblief net hierdie kind so bietjie, want die vrees tydens eksamen is te groot. Jy's so bang terwyl jy daar sit en moet eksamen skryf, dat jou brein eintlik afskakel. Dat jy op die ou en niks kan onthou nie. Nie omdat jy vergeet het nie, maar omdat jy onder te veel angs leef. Jy's so bang jy doen swak dat jy swak doen. Ek het dit gesien in die huwelikspraktyk waar een maat dalk so bang is om 'n ander een te verloor. Dat hulle gevare en moeilikheid en skelm verhoudings agter elke hoek en draai gaan soek. Dat dit later vir die ander een so erg laat dat hy of sy sê, maar ons kan nie bly nie. Ons kan nie in hierdie verhouding bly nie, dit raak toksies. So bang, jy gaan die ander een verloor, dat jy daaroor verloor. Of hom daaroor verloor. As mens baie keer maar net die werklikheid kon raak sien. As jy net bietjie van buite af kom kyk en sien, maar dis eintlik hoe die dinge werk. As mens baie keer net 'n ander perspektief op dinge kon kry. So ek het gesê ons moet dalk bietjie dink oor die oorsake van vrees vandag. Hoekom is baie mense vandag angstiger as in die verlede? Nou behalwe vir die klein fobies wat baie van ons het, is daar maar dinge wat ons baie keer angstig maak. Die een grootste ene, heel moontlik is 'n onsekerheid oor die toekoms. Waarheen is ons op pad? Wat lê vir ons voor? Hoe gaan môre wees? Ek meen dinge verander vandag so vinnig. Jong mense vandag weet nie mooi in watter rigting hulle moet ingaan nie, want wie sê teen die tyd wat ons kinders groot is, bestaan meeste van die werke wat ons doen vandag nog. Dinge verander te vinnig. Dan kan mens dink oor die ekonomiese toestand. Ek meen veral hier in Newcastle, mense wat vir jare by Mittal gewerk het, en hierdie onsekerheid van, het ek volgende jaar nog gewerk? Gaan daar nog 'n werk wees om heen te gaan? Aftrede is vir baie mense bekommernis. Ek meen dinge so duur vandag, meeste mense kan dit nie bekostig om af te tree nie.
politieke stabiliteit. Te dink wat se belaglike reëls gaan die regering dalk nou mee vorendag kom. Deur watter hoeps gaan ons nog moet spring? Misdaad wat hand uitdruk. Polisie mag wat net nie meer die mas kan opkom nie. Ons breine hou nie van ons sekerheid. Ons wil heeltyd weet wat gaan gebeur. Dis ook hoekom hulle sê, as jy gaan kyk na huishoudings, waar kinders groot word, waar daar roetine is, waar hulle weet, ons kom van die skool af en ons doen dit en ons eet en ons gaan slaap hierdie tyd, waar daar roetine is. Hulle sê in daai huishoudings voel kinders veilig. Daar waar daar reëls is. In daai huishouding waar daar nie reëls is nie, waar hulle vir die kinders sê, ag man, doen wat jy wil. Gaan slaap wat jy wil. Dis daai kinders wat aan angs ly. Mense dink, hulle het die lewe lekkerder. Maar hulle word angstig. Want hulle weet nie wat gaan gebeur nie. Dis 'n onsekerheid waarin hulle leef. So môre is meeste van die tyd vir baie van ons 'n groot vrees. Wat gebeur môre? En as jy nou half bietjie filosofies daaroor wil dink, dan moet jy eintlik sê, maar môre gaan nooit opdaag nie. Ek is so bekommerd oor môre, maar môre daag nooit op nie. Want as dit môre kom, is dit weer vandag, dan is daar weer 'n nuwe môre. Môre gaan altyd môre bly. So daar gaan altyd iets nuuts wees om oor bekommerd te wees. Al wat ons het is eintlik vandag. En môre daag nooit op nie. Vandag is wat ons het. Dis al hoekom Jesus ook daar in Matteus 6 sê, moenie julle bekommer oor die dag van môre wat jy moet eet en drink nie. En elke dag het genoeg bekommernisse van sy eie. Die tweede ding is 'n inligtingsoorlading waarmee mense vandag sit. Te veel dinge wat ons inneem. Ek meen, ons as mense is groeps, amper kan ek sê diere. Ons hoort in groepe. In die geskiedenis het ons in klein villages gebly. Ons het gemeenskap nodig, ons het ander mense nodig. Maar wat vandag gebeur is, ons leef vandag in 'n global village. So ons weet in sekondes as daar 'n oorlog in die Midde-Ooste is, ons weet as daar 'n vloed in China was, as daar 'n skietery in Amerika was, by 'n skool. Ons het wêreldwye kennis, ewe skielik, en ons breine doen dieselfde daarmee. As jy in 'n klein dorpie bly, en daar's ewe skielik 'n moordenaar in jou dorpie, dan sit jou brein regop. Ewe skielik is jy in 'n bietjie van 'n veg of 'n vlug mode. Jy sê, maar hier's nou gevaar in my dorp. Ons moet iets hieraan doen. Maar nou is dit nie net meer die gevaar in jou eie dorp nie, is die gevaar reg oor die wêreld en jou brein hanteer dieselfde. En ons leef met wêreldwye kennis, maar plaaslike beheer. Ons weet van alles. Maar ons weet nie wat om daarmee te doen nie. En dan kry ons sosiale media. Vroeger jare het jy gesê, ek bly hier langs die koekemoers, hulle het nou weer 'n lekker nuwe kar gekoop, ek voel so 'n bietjie sleg oor myself. Nou is daar sosiale media en jy sien almal se lewens, jy sien almal se dinge wat hulle doen. En jy kan baie maklik minderwaardig voel. Sê maar, hierdie mense is nou dalk op die hoogtepunt van hulle lewe en hulle het hierdie lekker vakansies en hulle gesin is so gelukkig. Hoekom lyk myne nie ook so nie? Jy kan voel jy is nie goed genoeg nie. Doen ek genoeg? Raak ek nie ook agter nie? Ons sien vandag 'n groot verlies aan gemeenskap. In die verlede het ons in hierdie dorpies wat ons gebly het, hierdie villages, het ons mense gehad wat na ons omgesien het. Ons het omgegee vir mekaar. As jy in die blue zones gaan kyk, hierdie mense wat 100 jaar oud word, is omdat hulle geliefd is. Ou oomies wat saam in die strate stap, tannies wat saam koekies bak, daar in die kombuis. Mense wat van mekaar omgee. Jou probleme was nie net jou eie nie, jy kon met iemand daaroor gesels het. Vandag voel mense al meer in hierdie tyd van sosiale, van tegnologie waar ons eintlik
soveel meer verbind moes wees, voel mense al meer alleen as ooit tevore. Mense het uitgebreide families gehad, sterk gemeenskappe, tyd saam met mekaar deurgebring. As jy bang was vir iets, kon jy vir iemand gesê het, man, ek het nou hierdie vreeslike vrees dat ek hier gaan uitstap en 'n voël gaan my kop vasvlieg en ek gaan dood neerval. Dan sal hulle vir jou sê, ag man, dis eintlik belaglik. Moenie daaroor bekommerd wees nie. Maar vandag sit ons alleen met ons vrese. Een van die groot dinge wat vrees by mense wek is 'n strewe na beheer, om alles te probeer beheer. Ons kan nie ons gesondheid volledig beheer nie. Ons kan nie die ekonomie volledig beheer nie. Ons kan nie ons toekoms volledig beheer nie. Hoe meer ons probeer, hoe meer angstig word ons. Dan het ek nou gepraat oor die mense wat kwaad voorkom. Dis baie keer mense wat op 'n stadium in hulle lewe trauma of seer op 'n manier beleef het, wat seer gemaak is deur iemand. Mense met ou wonde. Iemand wat mishandel is, wat verwerping aanvaar het, wat groot verlies beleef het. En hulle weet, as dit een keer gebeur het, kan dit weer gebeur. So, dalk moet ek pas op vir hierdie pyn weer. Ons leef in 'n kultuur van vrees. Hierdie wêreld weet. Sê nou ek skree nou, pas op, hier kom 'n leeu. Dan gaan julle almal kyk. As jy wil mense beheer, is vrees die manier. Gaan kyk maar net wat in COVID gebeur het. Hoe mense in rye geval het. Afstande gehou het, maskers gedra het wat nie gehelp het nie. As jy mense wil beheer, is vrees die manier. Koerante, die media weet dit, advertensies weet dit, selfs politici gebruik dit baie keer. As jy mense kan bang kry, kan jy baie met hulle reg kry. Hulle sê vir ons leef eintlik altyd in 'n konstante toestand van daar's iets waarvoor jy moet bang wees. En die volgende gevaar lê net om die draai. Maar nou lees ons in vandag se skrifgedeelte dat daar waar liefde is, daar gaan die vrees weg. So ons kan sê, maar wat doen ons met ons vrees? Ek dink die eerste ding is om dit na die Here toe te vat. Ons baie studies wat wys die ongelooflike krag van gebed. Ons kan kies om 12 minute van ons dag aan ons vrees te spandeer, of ons kan sê, kom ek bid vir 12 minute vir die Here. Kom ek vat hierdie probleme na hom toe. Dalk is ek nie so alleen soos ek dink nie. Dalk is daar nie so groot gevaar soos ek gedink het nie. Ek dink met ons onredelike, irrasionele vrese moet ons dalk baie keer vir onsself net eerlik, ek dink angs en leuen. Ek dink vrees is een van die grootste wapens van die Satan. En angs en leuns stap baie keer saam. Hulle stap saam en lag oor al die verwoesting wat hulle in hierdie wêreld saai. Partykeer is dit nodig om agter daai gordyn te gaan kyk om te sê, maar hoe lyk hierdie vrees regtig? Wat is die ergste wat kan gebeur? Soos as ek nou byvoorbeeld voor mense moet praat. Wat is nou regtig die ergste wat kan gebeur? Ek kan dalk nie 'n woord uitkry nie, mense gaan sê, ag, kry hierdie arme ouetjie so jammer. Dis die ergste wat kan gebeur. Met jou grootste vrees, as jy nou mooi daaroor gaan dink, as jy nou bang is, jy tryp eksamen, wat is die ergste wat kan gebeur? In die Bybel kon ek vandag daai deel gelees het van die 12 verspieders wat uitgegaan het, en terugkom en dan sê, maar ons kan nie teen hierdie ouens gaan veg nie, ons is so sprinkaan in hulle oë. Hierdie vrees sorg, dat die Israeliete 'n 40 jaar ompad Egipte toe vat. Dis die ergste wat gebeur het. Hulle het nie geluister nie en hulle moes vir 40 jaar deur die woestyn trek, omdat hulle bang was. Wat is die ergste wat kan gebeur? Ek dink as ons 'n tipe van 'n
perspektief, 'n ewigheidsperspektief kan kry, sal dit ons help. Sê maar, hierdie lewe en die pyn en die seer wat ons hier aangedoen kan word, is niks teen die ewigheid nie. Dis iets wat ek dink Paulus nogal mooi verstaan het. Ek dink nie helfte van die dinge wat Paulus deurgegaan het, sou hy kon gedoen het as hy nie dit verstaan het. In 2 Korintiërs 4 sê hy, al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie gerig op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. As jy gaan sit en jy dink aan die heel ergste met dit wat jou in hierdie lewe kan tref, kan dit amper vergelyk word met daai klein prik van 'n naald as hulle jou bloedsuiker toets. Dit is skielike vinnige pyn en dan sit weg. Hierdie lewe van ons hier op aarde is 'n stippeltjie op die aaneenlopende lyn tot in ewigheid waar ons saam met die Here is. Enige pyn wat ons hier kan ervaar is 'n prik teen dit wat vir ons in die ewigheid voorlê. Maar as ons dit sê, dan moet ons sê, wat is dan die enigste werklike gevaar wat ons in hierdie lewe kan beleef? Die eerste, enigste, grootste gevaar is om ergens langs die pad so bang te wees en so afvallig te raak en so vir die Here te sê, maar Here, waar is U? Dat ons afvallig raak. Dat ons wegraak en nie meer in die Here glo nie. Dat ons Jesus se groot geskenk, toe hy daar aan die kruis gehang het, miskyk. Sê, Here, U het vir my gesterf. Dat ons vergeet dat God aan ons kant is. Jesus praat daaroor daar in Markus 9, Matteus 5 en 18. Hy sê, weet jy, in hierdie lewe is dit beter, kap jou been af, kap jou arms af, steek jou eie oë uit. Dit is beter om krepeel en blind in die hemel te kom, as met al twee jou bene in die hel, al twee jou oë in die hel. Die grootste gevaar is dat ons hierdie kruisdood, hierdie sterwe vir ons sondes, sal miskyk. Maar as ons in Jesus is, dan gebeur wat hierdie gedeelte sê. Hierdie gedeelte sê, vrees, verwag, straf. As jy vrees, en dan kom dit neer op, wat verwag ons van God? As jy straf van God verwag, dan besef jy nie wat Jesus vir jou gedoen het nie. Jou straf is betaal. Vrees, verwag, straf. Maar nou hoef ons onsself nie meer veilig te hou nie, want Jesus hou ons veilig. Jesus doen dit vir ons. Enige groot gevaar wat daar buite rondloop, wat in die nagte wegkruip, wat in die dag verwoes, wat jou kan aanval, is eintlik niks nie. Maar 'n lewe sonder Christus, dis die gevaar. En as ons nou gepraat het oor beheer, ons wil beheer hê, is dit nogal iets, ons kan sê, ek neem Jesus aan. Ek glo dit wat hy vir my gedoen het. Dat hy vir my gesterf het. Ek kan in daai totale vrede gaan leef, want die Here het vir my gesterf. En wat gebeur? Hierdie heel grootste mag in die heelal, die enigste ding wat ons regtig skade kan aandoen, ons God, sê ek is lief vir jou. Ek het jou lief. God is liefde. Romeine 8 wat sê, God is aan jou kant. God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Hy is een wat alles ten goeie laat meewerk. Hy is een wat jou beskerm. Hy is een wat saam met jou gaan. Hy is een wat in jou plek die aanslag en die straf van die bose of
van die sonde op hom geneem het. Met elke ander klein vreesie wat ons het, kan ons maar gerus na die Here toe hardloop. Kan ons met hom gaan gesels. Kan ons in gebed na hom toe neem. As mens nou na die Caroline Leaf se goed gaan kyk, dan wys dit toe 12 minute se gebed 'n dag letterlik mense se lewens verander. As jy byvoorbeeld, as jy die vergelyking van 'n grondpad gebruik, as jy elke dag 'n sekere grondpad ry, dan trap jy die spore uit. As jy elke dag jou tyd aan angs en vrees spandeer, dan trap jy daai spore uit. Maar as jy kies om daai tyd, daai 12 minute eerder in gebed te spandeer, dan begin jy nuwe spore uittrap. Dan begin jou lewe verander. Hulle het gewys hoe dit letterlik in breinscans mense se breine verander het. En dis nie die groot ding nie. Die groot ding is God is daar. Ek dink is maar 'n byvoordeel. Maar om te weet God is by jou, verander alles. As jy in die Bybel gaan kyk na manne wat die krag van die Here verstaan het, dan sien jy hoe hulle angs weggeraak het. Petrus wat hierdie bang mannetjie was, wat dinge doen wat ander mense nie sou kon doen nie, wat angswekkende goed doen. Dawid wat die reus oorwin. Paulus, Abraham wat wegtrek, Noag wat 'n boot bou. Mense wat goed reg kry omdat die Here saam met hulle gaan. Psalm 18 sê Dawid, met U hulp loop ek 'n oormagstorm, met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie. Mag ek en jy ook die groot krag van die Here beleef. Mag ons weet hy gaan saam met ons. Hulle sê as leeu's aanval, dan vang hulle gewoonlik die prooi wat paniekerig raak, want hulle raak weg van die trop. Hulle skiet uit. Vrees is op die ou ende die ding wat gevaarliker is as die leeu self. Vrees hoef niemand van ons se lewe te vernietig nie. Want ek dink baie keer gebeur dieselfde met ons. Daar gebeur dinge wat ons paniekerig maak en ewe skielik hardloop ons weg van die Here. Hardloop ons weg van die plek waar hy ons wou gehad het. Die doel waarvoor hy ons geroep het. Hardloop ons weg van onsself. En dis waar dit gevaarlik word. Die teenoorgestelde van vrees is nie moed nie. Die teenoorgestelde van vrees is vertroue. As mens daar lees in Psalm 56 wat ons nou gelees het, staan daar: wanneer ek bang is, vertrou ek op U. Dawid sê, wanneer ek bang is, Dawid, hierdie brawe man waarvan ons lees, het ook bang geword. Wanneer ek bang is, vertrou ek op U. Mag ons weet, die Here gaan saam. Mag ons weet, ons vrese en probleme is vir die almagtige Here niks nie. Mag ons in ons moeilike tye, ons bang tye met die Here praat. Mag ons sy liefde beleef. En as ons daai liefde uitleef, dan word ons vrees ook minder. Dan is elke mens wat ons raakloop nie 'n gevaar nie, maar iemand wat ons kan lief hê. Kom ons luister ook dan nou na 'n lied. Ek sal nie bang wees nie, en terwyl jy daarna luister, dink aan jou eie vrese en vra ook vir die Here om dit weg te neem.